Goeiedag en baie welkom. Ek bid dat jy iets van God se genade en sy oorvloed sal ervaar in ons saamwees vandag. Kom ons bid saam. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. En U kom tot die lof, die eer en heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons gaan vandag saam lees uit Markus 7 en daar lees ons van vers 24 tot vers 30. Hy het daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus vertrek. Hy het 'n huis binne gegaan en wou nie hê dat iemand dit moes weet nie, maar hy kon nie onopgemerk bly nie. En gou het daar 'n vrou wie se dogtertjie 'n onrein gees gehad het, van hom gehoor en voor sy voete kom neerval. Dit was 'n Griekse vrou van Sirofenisiese afkoms. Sy het hom gevra om die demoon uit haar dogter uit te dryf. Hy het vir haar gesê dat die kinders eers versadig word, want dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie. Sy antwoord hom toe: Here, die hondjies onder die tafel eet darm van die kindertjies se krummels. Daarop sê hy vir haar: Op grond van wat jy gesê het, gaan huis toe. Die demoon het reeds uit jou dogter uitgegaan. En toe sy by haar huis kom, kry sy die kindjie op die bed lê en die demoon was reeds uit haar uit. Ons lees tot daarso. Nou, daar's gedeeltes in die Bybel wat mense hart warm maak, wat jou opgewonde laat voel. Gedeeltes soos die vermeerdering van die brood wat ons laasweek na geluister het. Of in Markus 10, Jesus wat die kindertjies na hom toe naderroep. Maar dan kry mens gedeeltes soos hierdie wat eintlik nogal skokkend oorkom. En ek moet sê, hierdie teks het my hierdie week nogal geboelie. Want met Jesus se antwoord aan haar, aan 'n ma wat na hom toe kom en vra, maar kan jy my kind gesond maak? Kan jy hierdie demoon uit my kind uitdryf? En sy's op haar knieë, sy smeek. En Jesus sê vir haar: nee, laat die kinders eers eet, want dis nie mooi as die hondjies die brood van die kinders kry nie, of die kinders se kos kry nie. Mense het so double take oomblik en sê, wat? Want dit strook nie vir ons heeltemal lekker met die Jesus wat ons ken nie. Dit pas nie vir ons mooi binne hierdie beeld van wie Jesus is nie. Mens verwag tog ten minste dat hy sê, ja, nee, gaan huis toe, jou geloof het jou gered, jou kind is gesond gemaak. Maar eers is dit hierdie woorde waarna hy mense as honde beskou. En wat gaan hier aan? Nou, in hierdie gedeelte pas Jesus nie mooi binne hierdie mooi boksie wat ons hom altyd sou wou insit nie. En ja, ons weet Jesus is baie capable om tafels om te gooi of om die fariseërs op hulle neuse te laat kyk. Maar wat is in hierdie gedeelte aan? En dit is nogal skokkend as 'n mens dit lees. So kom ons kyk vandag na hierdie gedeelte, na Markus 7. En die Sirofenisiese vrou. Nou, Jesus is hierso in Tyrus, dit is in vandag se Libanon, dit is ver na die see se kant toe, en dit is ook ver van waar die tempel af is. So, dit is buite die stad, buite waar die Jode is, en buite waar hulle geglo het die onrein gedeelte van die stad is. So, dis verder as daardie gedeelte. Jesus is in 'n onrein gebied, is in 'n gebied van heidene. Ons sien hierdie vrou is 'n Griek, sy's van Sirofenisiese afkoms, en Matteus sê vir ons hierdie vrou is 'n Kanaaniet, of dis 'n Kanaanitiese gedeelte. Wat eintlik sê dit is die vyand. Dit is mense wat nie deel is van 'n groep nie. So Jesus is in hierdie gebed en soortgelyk aan die disippels wat die vorige gedeelte moeg is en wil wegkom van mense af, wil Jesus hierso wegkom van mense af. En dis dalk hoekom hy na hierdie gebied ook gaan. Maar oor hierdie gebied het ons bedenkinge, want wat maak Jesus hierso? En dan is daar 'n klomp grense wat oorskry word. Hy's in Tyrus, dis 'n heidense gebied, dit is onrein. 'n Vrou wat onrein is, wat 'n heiden is, kom praat met 'n man. 'n Vrou wat onrein is, kom praat met 'n rabbi, en sy val by sy voete neer. As buitestander skuld Jesus haar eintlik regtig nie iets nie. En die woorde
van kinders wat verwys na Israel en hondjies wat sy verwys na die heidene of na hierdie mense wat buite is, mense in wie hulle 'n weerstand het, is woorde wat gemaklik sou wees vir die mense, vir ons, selfs al is dit 'n hondjie, selfs al is dit 'n verklein vorm, is dit nog steeds nie mooi nie. Ons vra maar, hoe pas Jesus binne hierdie gedeelte? En dan sien ons hoe sy hom antwoord. Maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel afval. Selfs met die krummels sal ek tevrede wees. Selfs die krummels is vir my genoeg. Ek weet ek hoort nie aan hierdie tafel nie. Ek weet ons kom dalk later. En sy noem hom Kyrios. Sy noem hom Here. Sy gee erkenning aan hom, aan wie hy is. Die mense sou in daai tyd gesê het, die keiser is Here. En sy noem Jesus hierso die Here. 'n ander ding wat ons sien wat gebeur in hierdie gedeelte, is in die gedeelte net hiervoor is hy met die fariseërs besig. En wat interessant is daarso, is die fariseërs daag hom uit in die publiek. En Jesus laat die fariseërs op hulle neuse kyk, met die gedeelte dat dit wat jy inneem, maak jou nie onrein nie, maar dit wat uit jou uitkom, maak jou onrein. Gaan kyk in die gedeelte van Markus 7, net hiervoor. So daarmee gee Jesus dan te kenne dat die kos wat ons eet nie onrein is nie. In hierdie gedeelte is dit, jy mens, hierdie vrou is nie onrein nie. Hierdie vrou is aanvaarbaar vir God. En ook interessant is dat hierdie vrou dan hierdie geveg, hierdie uitdaging met Jesus wen. In die volgende gedeelte sien ons dan hoe 'n groot groep mense wat as heidene beskou word, hoe hulle deur Jesus gevoed word, waar daar weer 'n vermeerdering van brood is. Word hierdie krummels van Jesus die brood van die lewe. Jesus is die lewe. Vir ons is hierdie uitdaging nogal om te kyk na, hoe kyk ons na hierdie gedeelte? Want dit is 'n mooi gedeelte, maar as jy so daarop ingaan wat hier werklik gesê word, pas Jesus nie mooi binne hierdie woke prentjie van ons nie. Ek bedoel in daai of in vandag se tyd sou Jesus gekancel gewees het, of daar sou 'n groot fight gewees het op Facebook oor dit wat hy gesê het, of dit sou nie mooi woordjies gewees het wat ons geborduur het en op die muur geplak het nie. Maar in hierdie gedeelte sien ons nou wel raak dat selfs die krummels genoeg is. So 'n mens kon vra, is dit dan nodig dat ek heeltemal onrein, of dat ek heeltemal rein moet wees, voor ek na Jesus toe kan kom? Dat daar plek vir my aan die tafel moet wees, of is die tafel anders? Is die krummels van God dalk genoeg? Vir ons kan dit dan die vraag vra in my week wat kom, of in die week waarna ek is, waarna ek na hierdie gedeelte kyk en luister, dat 'n mens maklik oorweldig kan voel. En of ek in hierdie oorweldiging moet weet, in beheer moet wees, voordat ek na Jesus kan kom, of kan ek ook maar aan Jesus se voete kom gryp, kom sê, verlos my. Ek soek net die krummels, ek soek net u genade. Hierdie gedeelte, soos dat ons dit sien, die progressie, eers die kos en dan 'n mens en dan 'n groep mense wat as rein verklaar word, as ontvanklik vir God verklaar word, sien ons dat die tafel groter is as wat ons dink. En dat selfs hierdie bietjie krummels eintlik genoeg is. Vir ons as gereformeerdes is dit nogal 'n uitdaging, want ons het baie keer 'n aanspraak op God se genade. Ons het gedink dit werk dalk soos 'n kitsbank, dat ek
onmiddellik hierdie genade moet kan trek, want Jesus is genade. Ek is immers hierop geregtig. En hierdie vrou kom nie met haar regte nie. Sy kom nie met status of verduidelikings nie. Sy sê ek het niks. Sy kom as 'n desperate ma na Jesus toe. En vir haar word selfs die krummels genoeg. Mag ons ervaar dat binne God ons ook genoeg het. Dat ons God se seën en sy vrede kan ervaar. Mag ons daardie krummels ook in ons lewe raak sien. Wanneer ons oorweldig voel of wanneer ons voel, ons kyk op na die tafel. En ons vra ook waar my hulp vandaan gaan kom. Mag jy ook weet, jou hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Mooi week vir jou verder, totsiens.